ons gaan net so sit, dan gaan ons net 'n gebed ook saam doen. Vader, in tye soos hierdie waar ons as mens stil staan en ons besef dat hierdie lewe is kortstondig, dit gaan gou verby, kan ons vanmôre maar net ons vertroue in U stel en ons toevlug na U neem. Ons bid in besonder vir hierdie gesin, Here, dat U vir hulle sal bekragtig in hierdie tye, dat U genade vir hulle genoeg sal wees en dat U krag in hulle swakheid volbring sal word. Ons bid in besonder, Here, vir Dot en vir Christine en vir al die familie, skoonfamilie, al die vriende, Here, wat vanmôre in rou is, dat U ook vir hulle groot genade sal gee om hulle toevlug na U te neem. Die Bybel sê vir ons dat U is die trooster en U sal U trooster stuur, die Heilige Gees, U Gees, wat Here kom woon in U kinders se harte en wat ons troos met al die vertroostinge in Christus Jesus ons Here. Sal ek so bid, Here, vir Stefan se ouma wat nou in die operasiekamer is vir die operasie op haar heup, die vir haar ook groot genade sal gee om ook in hierdie tyd haar vertroue in U te stel. Ook vir hulle as familie, om te weet, Here, dat vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ons dankie, ons kan hierdie sake voor U neerlê, omdat ons weet, U is die een wat hoor en verhoor na die rykdom van U genade en U barmhartigheid. Amen. So kom ons lees saam vanmôre uit Psalm 33, ek gaan gou vir U sê hoe ons die volgende paar weke gaan hanteer. Psalm 33 vanmôre, volgende week is nagmaal. Dan gaan ons bietjie met U praat oor die wondergebeure rondom die kruisiging. Daar is so 5-6 dinge wat gebeur het tydens Jesus se sterwe. En U moet bietjie gaan kyk daar in Matteus 27 wat dit is en volgende week gee U vir my die punte, dan preek ek daaroor. OK. So ek gaan so lank voorberei wat ek kry, dan kan U vir my sê wat U gekry het, Matteus 27, en dan die week daarna gaan ons weer stil staan by die 53 belangrike verse. So volgende week gaan ons, of die week daarna gaan ons begin praat oor die gedagte van ons verantwoordelikheid in die pad van heiligmaking. Die Here sê in Psalm 24, wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige woning? Hy wat rein van hande, hy wat suiwer van hart is, en vriende, ons beleef 'n tyd waar mense oorgawes aan die Here maak, maar dit geen lewe van heiligheid nie. Hierdie mense dink hulle is op pad hemel toe, en ons eintlik op pad hel toe. En het hierdie dag en datum wat geskryf is in hulle Bybel of op 'n kaartjie deur een of ander geestelike werker, en dan word daar vir hulle geleer die leen van 'n tweede genadewerk. As jy nog nie heilig lewe nie, gaan jy een of ander tyd nog 'n proses deurgaan waar die Here uiteindelik jou sonde uithaal en dan vir jou 'n lewe van heiligheid gee. Nou ek sien van die mense frons, dis die leen wat in kerke verkondig word, gelukkig nie baie nie, maar daar's nie baie kerke wat hulle met leens ophou wat bely hulle is evangelies en hulle is Christelik nie. Maar dis die leen wat hulle jou vertel. En dit is wat ons gaan probeer hanteer in die volgende reeks van die 53 belangrike verse om vir U te wys dat as Christus jou nuut maak en die oomblik wanneer hy jou nuut maak, kan jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. So ek sê ek is besig om nou te luister, ek en Ethel eintlik saam oor die kerkhervormers, en as ons kyk hoe die Here hulle gered het en hoe hulle lewe radikaal verander het. En dit is wat ons oor gaan praat. So 33, volgende week Matteus 27, as Here ons spaar die week daarna die begin van deel 7 wat handel oor ons verantwoordelikheid in die heiligmakingsproses, en dan weer Psalm 33, 53 belangrik, 34, nou kan U so self uitwerk. Tot daar weer iets kom soos 'n vrouedag of 'n mannedag, of wat ons weer die vroue of die manne, né? Of as dit jeugdag is. Kom ons lees saam Psalm 33. Ons tema vanmôre is die vrees wat alle ander vrese verdryf. En ek is baie opgewonde oor hierdie boodskap. Ek het hierdie week baie tyd ingesit en ek het baie gedink en ek vir die Here gevra vir wysheid, en ek glo dat die Here vir ons sal seën deur die waarheid van sy woord ook vanmôre. Kom ons lees Psalm 33. Hier word nie 'n skrywer aangekondig nie. Daar staan net oor regverdiges jubel in die Here, 'n loflied betaam die opregtes. Loof die Here met die siter, psalm sing tot sy eer met die 10-snarige harp. Sing tot sy eer 'n nuwe lied, speel goed met trompetgeklank. Want die woord van die Here is reg en al sy werk is met trou. Hy het geregtigheid en reg lief. Die aarde is vol van die goedertierenheid van die Here. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy bære die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees, laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedig wees. Want hy het gespreek en dit was.
Hy het gebied en dit staan. Die Here vernietig die raad van die nasies, hy verydel die gedagtes van die volke. Die raad van die Here bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. Welgeluksalig is die nasie, wie se God die Here is, die volk wat hy vir hom as 'n erfdeel uitgekies het. Die Here kyk van die hemel af, hy sien al die mensekinders, uit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde. Hy weet die hart van hulle almal formeer, wat let op al hulle werke. 'n Koning word nie verlos deur 'n groot leer, 'n held nie gered deur 'n groot krag nie. Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag, om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Ons siel wag op die Here, hy is ons hulp en ons skild, want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Nou vriende, ons het al gevorder tot by Psalm 33 en wil ek maar net alom bekend is dat die Psalms een van die mees geleese boeke is deur kinders van die Here wêreldwyd. Omdat ons onsself so sien in die Psalms, ons beleef dieselfde stryd wat hierdie psalmskrywers beleef het en daarom kan ons so assosieer met hulle en ons kan soveel leer uit die Psalms waarin God se woord opgeteken is. Daarom gereeld sien ons ook hoe die kerkhervormers teruggegaan het na die boek Psalms as hulle in diepe stryd was, die bemoediging wat hulle gekry het uit die Psalms en selfs in jou lewe en in my lewe keer ons telkemaal terug na dit wat die Here vir ons in die Psalmbundel opgeteken het, hierdie besondere boek dan in die Bybel. Nou vanmôre vriende gaan ons bietjie stil staan by vers 18, eindelik by Psalm 33. Ons gaan vers 18 so bietjie uitlig. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag. Ons tema vanmôre dan die vrees wat alle ander vrese verdrywe. Die vrees wat alle ander vrese verdrywe. Nou vriende, vanmôre staan ons stil by Psalm 33, 'n baie besondere Psalm dan ook in die woord van die Here. Nou, ons is nie seker wie Psalm 33 geskryf het nie, en dit staan tussen Dawid se klomp psalms. U kan gaan kyk Psalm 32 en verder Dawid se psalms, hierheen staan tussen hierdie klomp, en dit kon heel moontlik deur Dawid neergepen gewees het. Maar vriende, dit maak dit nie minder geïnspireerd, omdat ons nie weet wie die skrywer van hierdie psalm is nie. Die Bybel sê, die hele skrif is deur God ingegee, dit sluit ook Psalm 33 in. Nou vriende, as ons kyk na die psalm skrywer, dan sien ons dat hy praat van die omstandighede wat hulle beleef het. Nou as jy bietjie dink aan Israel in die tyd van die skrywer, en ook vandag, was dit 'n plek gewees, vriende, wat die dreigemente van oorlog geken het, en ook die geklank van oorlogsrumoer. Hulle het geweet wat dit is om te vrees, en ek het so bietjie vir u 'n kaart saamgebring om vir u te wys waar Israel gesit het, en dat Israel omring was deur die vyandige magte. Ons kyk van daarbo af, die koning van Assirië, die koning van Aram, die koning van Ammon, Moab, Edom, die Filistyne. Israel was omring gewees deur die vyande. En die psalmdigter en Dawid en baie van die psalmskrywers praat juis oor hierdie situasie waarin hulle self bevind. Daarom kan ons so assosieer met die psalms. Waarom? Omdat ons baie dieselfde beleef en baie dieselfde dinge deurmaak. Nou vriende, ek het hier op my notas geskryf dat dinge in Israel het nog nie veel verander nie, stem nie saam? Psalm 33 is honderde jare gelede geskrywe, en tog is Israel nou nog 'n land wat deur geweldige krisisse gaan, oorloë, daar is gevegte amper in menigte, daar is dikwels hierdie konflik wat ook die wêreld en die wêreldbevolking raak. En wat vir my baie interessant is, vriende, is dat die antwoord op die probleme wat die psalmdigter ervaar het, bly nog presies dieselfde, en vandag met dit wat Israel beleef, is die antwoord nog presies dieselfde, want u sien, die psalmdigter sê in vers 16, 'n koning word nie verlos deur 'n groot leer, 'n held nie gered deur groot krag nie. Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Nou ons gedagte is heeltemal anders te ingestel. Ons sê,
hoe sterker my weermag, hoe sterker my polisie mag, hoe sterker die justisie en die wetgewing, hoe beter sal dit gaan en hoe meer oorwinning sal ons behaal. En ek wil vir u sê, as ons na die Bybel kyk, is dit nie noodwendig waar nie. Wetgewing is goed, 'n goeie weermag is verseker belangrik vir 'n land en 'n goeie polisie mag. Maar dit red jou nie. Dit hou jou nie veilig nie. Dit skenk nie nog 'n nuwe dag tot jou lewe nie. Ek wil hê u moet die gedagte vanmôre kry. Hier sit hierdie psalmdigter met oorlogsrumoer om hulle. Die vyand val telke male Israel aan. Daar is dood en daar is pyn en daar is hartseer. En die psalmdigter kom by die gevolgtrekking uit en hy sê: niks en niemand anders kan my beskerm soos die Here self nie. Dit het myself die vraag afgevra, hoe is hierdie psalm en hierdie situasie van toepassing op my en jou wat vanmôre hier in Kempton Park in hierdie kerkgebou sit? Hoe is hierdie boodskap, hoe is hierdie psalm op ons van toepassing? Want u sien, ons is nie in 'n fisiese oorlog gewikkel nie. Ons is nie omring deur die vyandige magte en ons wag enige tyd vir 'n inval nie. Ons vriende beleef nie dieselfde wat die psalmdigter beleef het nie, en tog is ons situasie presies dieselfde. Waarom sê ek so? Suid-Afrika word gereken as een van die gevaarlikste lande in die wêreld. Ek hoop u weet dit, en ek wil nie vanmôre u paranoïes maak of so bietjie senuweeagtig maak nie, maar daar word na beraming 85 mense per dag in Suid-Afrika vermoor. Nou u kan 85 maal 7 maal 30 of maal 4 en dan maal 12 en dan kan u uitkom by die getal per jaar wat vermoor word in ons land. Hulle sê daar is so 60 plus kapings per dag in Suid-Afrika. Daar is so 588 aanrandings per dag. Daar is so plus minus 520 rowe en huisrowe per dag in Suid-Afrika. Alhoewel ons nie in 'n oorlog getuisterde land sit nie, beleef ons presies dieselfde wat die psalmdigter beleef het. En luister, u sal met my saamstem dat ons nie regtig ons vertroue in ons weermag gaan sit nie, veral by die nuwe leier wat daar is. 30% maksimum dienslewering wat hulle kan gee. Dan het ons 'n polisie. Nou die 30% het baie min gevang, maar ons sal later daaroor praat, want ek dink die meeste van u weet nie wie die nuwe minister van verdediging is nie. Maar in 'n geval, ons het 'n polisiemag wat ons weet met baie goed besig is in plaas van om misdaad te bekamp in Suid-Afrika. Ons sit met 'n justisie wat beïnvloed word op verskeie maniere en dan weet ons wat in die politieke arena aan die gang is en vriende, tog is ons nie van hulle afhanklik vir ons veiligheid en vir die feit dat ons vanmôre hier is nie. Wie van u het met polisiebegeleiding vanmôre gery? Lekker sirene voor u, agter u, en dan het hier by Oliver Tambo Gasthuis gekom en u kom veilig hier besorg. Wie van u het? Maar u is veilig hier. Ek wil hê ons moet vanmôre in ons gedagte by hierdie punt uitkom. Dis presies wat die psalmdigter sê. Ons word nie gered, ons word nie bewaar, ons word nie beskerm per se deur al hierdie menslike instellings nie, alhoewel hierdie goed is en reg is en ons dit nodig het in 'n land. Is dit nie wat my vanmôre veilig hier aangebring het nie? Daar is 'n God in die hemel wat wag hou oor my en my gesin, en daarom het ons nodig om vanmôre te kyk na die vrees wat alle ander vrese verdrywe. Want as ons by die regte, die bron van waarheid uitkom, by die God van die Bybel, sal ons ook in 'n vrede leef, soos ons gesing het. As vrede my pad deur die wêreld verlig, as smarte my dreig te verniel, dan antwoord ek vry, wat lot my ook tref, dit is wel met my siel. Hierdie kosbare vrede wat die Here ons gee. Daarom wil ek vanmôre vir u sê, hierdie psalm, soos die res van die Bybel, is 100% op ons situasie van toepassing, want ook ons vrees van tyd tot tyd. Ek dink daar's nie een van ons wat vanmôre hier sit, wat in hierdie week nie 'n gedagte geskenk het aan sê nou maar, en wat van as, en kyk wat gebeur nou weer. En daarom vanmôre wil ek kom bemoedig met Psalm 33 en met u praat oor die gedagte, die vrees wat alle ander vrese verdrywe. Nou die eerste ding wat ek raak gesien het in hierdie Psalm, die eerste ding wat vrees verdrywe, is die oproep tot lofprysing en aanbidding van God.
Dis die heel eerste ding wat ek raak gesien het, want u sien Psalm 33 vers 1, oor regverdiges jubel in die Here. 'n loflied betaam die opregtiges, loof die Here met die siter. Psalm sing tot eer van met die 10-snarige harp, sing tot sy eer 'n nuwe lied, speel goed met die trompet geklank. Te midde van hierdie oorlog getuisterde gebied en die vrees waarin die psalmdigter sit, sê hy, ek rig my hart na God, om hom te loof en om hom te prys. Ek het myself die vraag afgevra, hoe loof en prys jy die Here in tye en omstandighede soos hierdie? Dis 'n vraag wat ek vir myself afgevra het, hoe loof en prys jy die Here ten tye van oorloë, van misdaad, armoede, siekte, pyn, misverstande en selfs die dood wat in jou huis inkom? Die tweede vraag wat ek vir myself afgevra het, is hoe kan lofprysing en aanbidding my vrees na buite dryf? My vrymaak van vrees? En vrede, die antwoord is heel eenvoudig vir die kind van die Here, tog geweldig gekompliseerd. Eenvoudig in die sin, as ons kyk, as kinders van die Here is ons blydskap nie gesetel in ons belewennisse en omstandighede nie. Ons blydskap is gesetel in die Here. My en jou vrede, vriende, lê nie of verander nie, soos die misdaadverslag verander, of die politieke klimaat in die land nie. Dit bly konstant, omdat dit geanker is in die onveranderlike Skepper God van die Bybel, waarvan hierdie psalmdigter praat. Ons blydskap en vrede lê nie in die wisselende markte, die wispelturigheid van 'n perverse samelewing, in die volgende bonus of nuwe kar of selfs die nuwe golfstel nie. Glo my, ek het my vreugde al baie keer probeer stel in daai stel, en dan vat ek 'n karretjie en dan gaan ek na die golfbaan toe om later maar net soos 'n ou wat oorwin is weg te stap. En ek kruip amper tot by my kar en ek bære maar alles weer en ek sê, volgende keer sal ek weer probeer. Jy sien, ons vrede en ons vreugde lê nie in hierdie dinge nie. Dis wanneer ons die onveranderlike God van die Bybel leer ken, dat ons kan sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou omstandighede gaan verander. Daar gaan daar wees wat jy voel, jy's soos 'n held. Soos die Springbokke wat nou die Australianers gewen het. Breë bors stap jy uit die stadium. En die volgende oomblik is daar weer 'n nederlaag dat jy amper by die stadium wil uitseil. Dieselfde gedagte, ons belewe op en af tye, maar ons praat vanmôre van die vrese wat in ons lewe na vore kom, en die vrees vir God wat alle ander vrees na buite sal dryf. En dit begin by om God te loof en te prys vir wie hy is. Daarom verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Psalm 145 vers 1. 'n loflied van Dawid, o my God, o koning, ek wil u verhoog en u naam loof vir ewig en altyd. Elke dag wil ek u loof en u naam prys vir ewig en altyd. Ek wil jou vra, het jy vanmôre begin met 'n lofprysing toe jy opgestaan het? Dankie Here vir my dak oor my kop, dankie dat u my deur nog 'n onbekende nag gedra het, dankie vir die bed om in te slaap, dankie ek het 'n kombers gehad om my toe te gooi, dankie vir die water waarmee ek my gesig kan was, die krag om 'n ketel te kook, die koffietjie wat ek kon drink, die spysverteringsstelsel wat al hierdie goed kan verwerk, die feit dat ek oë het om te sien, oor het om te hoor. As jy nie vanmôre daarvoor dankbaar was nie, is daar iets fout. Dan gaan jy in vrees verval. Dan gaan jy verval in hierdie, ek wil amper sê, doolhof van vrae, wat jy nie vir jouself kan beantwoord nie. Jy sien, is belangrik om te sien dat die psalmdigter vir ons hierdie goed leer. Dawid leer dit vir ons, die kinders van Korag leer dit vir ons. Psalm 146 vers 2, ek wil die Here prys, solank as ek lewe. Die Here het jou nie gered om nie hel toe te gaan nie. Dis een van die byvoordele van redding. Redding is om jou te verheerlik in die God van die Bybel en om hom te eer solank as jy lewe. Ek wil psalm sing tot eer van my God, solank as ek nog daar is. Daarom, vriende, is dit kosbaar om te sien deur die Bybel, dat die Here vir ons voorbeelde gegee het van manne, wat deur hierdie
goed gegaan het en hoe hulle die Here geprys het. Ons kyk na die praktiese voorbeeld van Paulus en Silas in die tronk. Luister, Paulus is 'n man wat uitstyg bo sy tydgenote. Hulle reken dat hy op ouderdom 21 sy kwalifikasie omtrent gelykstaande aan 2 doktersgrade was. 'n briljante student. Hy sou heel moontlik die volgende hoëpriester geword het, so sê van die kommentaarskrywers. Hy kom tot bekering en sy stryd begin, sy probleme begin, die wind van voorkom, Paulus beland in die tronk. En die Bybel sê vir ons, dat voor hom in die tronk sit, kom ek lees vir u, vers 22, en die skare het saam teen hulle opgestaan, en die regters het hulle klere laat afskeer, en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle baie slaag gegee het hulle hul in die gevangenis gewerp, en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van die Here gesing en die gevangenis het na hulle geluister. Nou vriende, hierdie goed is nie far-fetched nie. Jammer vir die Afrikaans dat ek so ruimskoots gebruik van die kansel. Daar is kinders van die Here wat vanmôre in hierdie situasie sit. Daar is wêreldwyd kinders van die Here wat sterf vir hulle geloof vandag, soos ons hier sit. Daarom wil ek u oproep dat ons nie heeldag in vrees sal lewe nie. Ons het 'n God wat in die hemel is, en as hy oor ons lewe toelaat, wat ook al, dan vertrou ons hom 100%. En ons loof hom vir elke dag wat hy ons gee. Ons vrees so vir môre, die dag van môre. Wat gaan môre gebeur, dat dit ons drein van ons energie vir vandag. Luister, ek en jy moet vandag die Here loof. Vandag is vir ons gegee, vandag is 'n geskenk uit die hand van die Here. Ek wil vir u sê, nie een van ons wat hier sit, het al 'n stikkende rug gehad, omdat hulle ons geslaan het vir ons Christenskap nie. Nie een van ons wat hier sit, het al in 'n tronk gesit met ons voete in blokke nie. Nie een van ons het beleef wat Paulus en Silas beleef het nie. Maar ek wil jou vra, as die Here vanmôre 'n verslag moes kom gee van my en jou gesprekke in hierdie week, was dit gevul met lofprysing en aanbidding of met klaagliedere? Here, kan nie glo wat in hierdie land aangaan nie. Het jy alweer nuus gesien? Kyk wat doen hierdie klomp mense. En jy sit daar in jou huis met al die weelde wat mense begeer om te hê. Maar God hoor in die hoogste hemele hoe jy murmureer en kla oor wat die lot wat hy aan jou toebedeel het. Daarom wil ek jou vra, kom ons leer. Die vrees wat alle vrese na buite dryf is wanneer ons begin besef, God is in beheer van ons lewe. Hoe is dit moontlik dat Paulus en Silas lofliedere kon sing? Die antwoord lê hierin dat ons God se gees ontvang het. Sy gees roep uit, Abba Vader, getroue Vader. U weet wat ek nodig het om my meer te verander om soos Jesus te wees. Help my om u te vertrou, al sit ek in 'n tronk stikkend geslaan. Die psalmdigter in Psalm 33 is in die midde van hierdie oorlogstryd. Die oorlogsrumoer, die pere en die waans wat aankom. Die mense wat Israel wil inval, hy sit in die midde van daai probleme en hy sê, ek gaan God loof en ek gaan God prys. Paulus doen dieselfde, want ons verbly ons in die Here, nie in ons wisselende omstandighede nie. Hoor dit sê Romeine 8 vers 18 en vers 28, want ek reken die lyding, lang ei, nê, die swaar kry, die pyn, die verdriet, die hartseer, die lyding van die teenwoordige tyd, weeg nie op teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Ek vra jou vanmôre as lidmaat, as besoeker, persoon wat inluister vanmôre, dat jy in hierdie week gedink aan die hemel, aan die heerlikheid van Christus. As jy nie daaraan gedink het, beteken dit dat dit nie vir jou belangrik is waar jy nou pad is nie. Ons is nie on our road to nowhere, soos hulle sing nie. Jy hoor mos daar, en tik hulle op die gitaar, I am on my road to nowhere. En dis al wat hy sing, en het is 'n topverkoper, en almal koop dit. Kinders van die Here sê, ek is nie on my road to nowhere nie, ek is op pad hemel toe. Dink daaroor, en loof die God, wat die oprigter
van hierdie pragtige stad is, die heerlikheid waar hy sal regeer. Vers 28 sê, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ons weet. Met ander woorde, ons is nie onseker daaroor nie, dat alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So die eerste gedagte is, dat ons God sal loof en prys. Dit sal jou vrees na buite dryf. Die tweede gedagte, 'n Bybelse verstaan van wie God is essensieel as ek vry wil wees van vrees in my lewe. Nou praat ons nie van die normale vrees ons moet hê nie. Ek wil nou vir u sê, as iemand nou hier 'n ratelslang hier ingooi, sal u sien, Usain Bolt se rekord is niks. Ek hardloop loshande, die 100 meter in 8 sekondes. Met my lyfie, lag nou maar daaroor, maar hierdie lyf kan wikkel as hy moet. Die hele gedagte is, normale vrees is daar. Maar die Bybel praat van hierdie vrees waarmee ons worstel, wat eintlik nie 'n vrees moet wees nie. Ons vrees vir goed wat miskien nog kan gebeur en sê nou maar dit gebeur en wat van as dit gebeur en dis waarvan die Bybel praat en selfs wanneer ek in probleme sit, midde in omstandighede, om werklik die Here te vertrou en jy sien 'n Bybelse verstaan van wie God is essensieel. Nou ek gaan nie al die verse lees nie, want ek gaan dit nou vir u opbreek, maar vers 6 sê, deur die woord van die Here is die hemele gemaak, hy versamel die waters. Vers 8, laat die hele aarde die Here vrees. Vers 10, die Here vernietig die raad van die nasies. 11, die raad van die Here bestaan vir ewig. 12, welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is. So kom ons kyk gou 'n bietjie, as ons hierdie gedagtes opbreek, wat die Here vir ons wil kom leer. U sien vriende, 'n Bybelse verstaan van wie God is essensieel om die vrees na buite te drywe. 'n Ware vrees vir die Here sal al die ander vrese soos niks laat lyk nie. Die meeste sukkel met vrees omdat hulle die wese en karakter van God nie ken nie. Die wat so ietsie daarvan verstaan, glo dit nie aldag nie, veral wanneer omstandighede druk. Baie sukkel om dit toe te pas in hulle lewe. Spurgeon het gesê, I believe that the happiest of all Christians and the truest of Christians are those who never dare to doubt God, but take His word simply as it stands and believe it and ask no questions, just feeling assured that if God has said it, it will be so. Die Here sê daar sal nie 'n haar van jou hoof afval as God dit nie beskik nie. Glo jy dit? En die meeste sê ja, ek glo dit, maar hulle beleef dit nie. Daar's nie 'n daaglikse uitleef daarvan nie. Daarom vriende, die psalmdigter gee ons 'n paar redes waarom 'n loflied tot die Here ons van vrees sal red en ook hierdie verstaan van wie God is ons dan sal red. Die eerste plek, die Bybel sê vir ons, hy is skepper en onderhouer. Ek lees vir u, deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle leer. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy berg die wêreldvloede weg in sy skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees, laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedig wees. Want hy het gespreek en dit was so, hy het gebied en dit staan. Dis Augustus maand, kan nie glo die wind waai nie. Maar die meeste van ons die afgelope week gepraat oor die wind wat waai, en hoe droog dit is, en dit lyk dood. Maar nie een van ons het, miskien is ek verkeerd, maar min van ons sê eerder so, het in hierdie week die Here gedank as die skepper, wat die seisoene in sy hand hou. Ek het myself gedink, hoe is dit moontlik dat ons gedagte oor God as skepper, ons vrese na buite sal dryf? Dink gou 'n bietjie daaroor. Hoe sal my gedagte dat God skepper is, my huidige vrees wat ek het, wat ook al dit mag wees, na buite kan dryf? En ek het so 'n bietjie, ek het na Dr. Joe James geluister, en ek lees Spurgeon, en ek lees Dr. Warren Wiersbe, verskillende mense, se sieninge oor die psalms, en wat hulle gelees het, en hoe hulle die skrif uitmekaar getrek het. En ek het daaraan gedink, vriende, dat ons het nodig om vanmôre te besef wie God is. Sê gou vir my, wie in die hemel of op aarde het die mag om deur 'n woord te skep? Bring vir my enige mens op hierdie aarde, een kluis, ek in kluis. Bring vir my een wat kan sê, laat daar iets wees en daar is. Hierdie God van hemel en aarde het gespreek en daar was
hierdie engele, triljoene sterre, melkwee, die reuse oseaan met sy ontelbare visse en seediere, bome, blomme, sand, vars water, son, maan, sterre, mense. Hy het geskape, hy hou in stand. Daarom moet dit my vrees na buite dryf. Waarom? Hy is God en ek vrees die Skepper meer as wat ek sy skepsele vrees. Omstandighede vrees. Wie kan my sê wat is die belangrikste vers in die Bybel? Johannes 3:16. Wat staan daar? Kom, sê vir my. Pragtig. Toets 1 geslag. Efesiërs 2:8-9. Hey, kyk, daar's 'n student. As hy 'n man was, nee, het ek haar ouderling gemaak. Uit genade is julle gered deur die geloof, nee? Kom, wat sê 2 Korintiërs 5:21? Uit hom wat geen sonde geken het nie. Wat sou u sê is die belangrikste vers in die Bybel? Kom, ek gaan vir u sê wat is die heel belangrikste vers in die Bybel. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. As jy dit nie kan glo nie, glo jy nie die Bybel nie, kan jy nie glo in die God van die Bybel nie. Waarom nie? Want in hierdie vers kondig die Here sy ewige selfbestaan aan. Hy wat bestaan is die alleenwyse wat geskep het. Hy het geskaap, hy versamel, hy hou in stand, en daar is geen een in die hemel of op aarde wat dit kan sê nie. Daarom, God maak homself bekend as die Skepper, en as ek God in my lewe het ek nodig om niks en niemand anders te vrees nie. Selfs nie die dag van my dood nie. Dr. R.C. Sproul, die reeks wat ek luister uit die boek Galasiërs, sê die week, hy sê, hy is nie bang vir die dood nie, maar hy is bang om dood te gaan. En ek luister die oom nou so, en hy sla dood, nie? Hy sla in die heerlikheid. Nou luister ek, wat wil die oom vir my sê? Hy sê, kyk, die dood pla hom nie, want die Here het klaar oorwin. En hy gaan by die Here wees in die hemel. Hy sê, maar hy weet nie hoe hy gaan doodgaan nie. Gaan dit 'n karongeluk wees? Gaan dit wees? Gaan dit dat wees? En toe besef ek, dis maar waarmee ons baie keer besig hou. Met wat gaan nog gebeur? Maar as ek God as Skepper in my lewe het, vrees ek dit nie. Wat ook al God se plan is, of ek soos Johannes his aan 'n brandstapel vasgemaak moet word en moet uitbrand, ter wille van die koninkryk, let it be. God het hierdie liggaam vir my gegee. Hy het my geskape, en hy weet die beste. Daarom, as ek hierdie God vrees, dryf dit al die vrese na buite. As iemand 'n baadjie nodig het, vriende, as jy koud kry, ek begin nou opwarm. Hebreërs 11 vers 3. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. God het gesê, laat daar lig wees, daar was lig. Die son, maan en sterre, die see en alles wat daarin is, het God geskape. Paulus is besig om die evangelie te preek en hy sê, want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hierdie klomp Atheners was so godsdienstig dat hulle klomp afgodsbeelde gehad het en dan een vir die onbekende God. U sien, dis hoe die wêreld hulle troos. Ons akkommodeer al die gode. Ons is so demokraties in ons siening oor godsdiens, dat ons glo daar's baie paaie na die hemel. Paulus sê vir hulle, nee. Hom dan wat julle vereer sonder om te ken, verkondig ek aan julle. En wie is hy? Die God wat die wêreld gemaak het. So as jy die evangelie wil begin aanbied, begin by die skepping. Want meeste mense wat vandag met jou skouers skuur, glo nie meer dat God die skepper is nie. Baie interessant, Dr. R.C. Sproul, soos u weet, hy's 'n briljante teoloog gewees. Hulle reken, die afgelope 100 jaar het hy 'n verandering in die kerk van die Here gebring, om die kerk terug te bring na die gereformeerde leer, waar God alles is in die mens, weer sy plek inneem, as ondergeskik aan God. Hy sê, hy 30 van die top studente in sy klas gehad, van hulle het later, as u nou luister na al die grade wat hulle ontvang het, is het eintlik vreesaanjaend om te dink dat mense so baie inligting in hulle kop kan kry. Maar hy vertel, toe hy die 30 studente uitdaag, en hy vra vir hulle, hy sit op sy bord, hy sê, gee vir my 5 redes, waarom julle glo aan die evolutieleer. 5 feitelike redes, waarom julle glo. En hy begin 1 tot 5 op sy bord sit, nou vra hy vir hierdie 30
topstudente, en die eerste hou antwoord en hy gee antwoord van dat daar basies dieselfde samestelling tussen mens en dier is, bloed en spiere en allerhande goeters, en hy sê dis nie 'n rede nie, en hy begin vir hom verduidelik hoekom. Rede 1 is verby, daar kort nog steeds 5 redes. Hy sê na 'n lang tyd van stilte, toe hak een van die studente af en hy sê, dis wat ons op skool geleer is. En die punt wat hy wou gemaak het is, meeste mense glo vandag goed, sonder om het te ondersoek. Ek het vir jare in 'n kerk gesit, wat my goed geleer het, dit ingedrul het, hier en daar 'n versie vir my gegee het, buite konteks, en die leuen het ek geglo, vir jare, tot ek by die waarheid van God se woord moes uitkom, oor baie dogmatiese en teologiese dinge, en is presies dieselfde wat Paulus doen hier. Ons verkondig die God wat die wêreld gemaak het, die God van die Bybel, wat hom geopenbaar het in die woord van die Here. Hy sê, hy woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ek hoop dit wat jy vanmôre glo, is in jou hart vas, nie omdat ek dit sê nie, maar omdat die Bybel dit sê. Dit gaan vrees uitdryf na buite, as jy verstaan dat hierdie God die skepper is, dat hy homself geopenbaar het in sy seun Jesus Christus, en dat sy verlossingswerk vir jou kosbaar en uniek is. Die Bybel sê ook, word hy nie deur mense hande gedien, hoor nou, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Nou ons het 'n parlement, dink jy daardie klomp wat daar sit, raak honger, en dors. As jy kyk na hoe hulle kondisie lyk, dan raak hulle baie honger, en baie dors. Maar wat is die gedagte vanmôre? God sê, hy het nie aan iets behoefte nie. Dis nie asof hy op 'n stadium na 'n engel toe loop en sê, gaan tap vir my asseblief 'n glas water, want ek is dors nie. Of hoor jy so asseblief, maar kry 'n kombert vir my, want ek kry vanmôre koud nie. Ek probeer vir jou begrip gee. Die God wat alles geskaap het, is ons God. En daarom bely ons, dat hy aan niks behoefte het nie, maar hy gee aan almal lewe en asem en alles. Die Here is nie bang dat hy griep gaan kry en miskien gaan doodgaan aan COVID nie. Hy is die ewige God met 'n ewige selfbestaan wat lewe aan almal en alles gee. Daarom het ons hom lief. En ons gedagte oor hom, ons verstaan van hom, dryf die vrees na buite. Maar volgende vriende, en ek moet vinniger maak. Dodewyk, al hou Rosie af asseblief. Volgende ene, God se raad staan vas. Belangrik, hoor wat sê die psalmdigter. Onthou, dis essensieel om kennis van God op te doen, sodat die vrees in my hart na buite gedryf kan word. Die onnodige vrese waarmee ons sukkel. Psalm 33 vers 10. Die Here vernietig die raad van die nasies, hy verydel die gedagtes van die volke. Die raad van die Here bestaan vir ewig. Die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. Mense stuur baie keer hierdie sinnelose video's aan. Het jy gesien wat het daar gebeur? Kyk die besluit wat daar gemaak het, dan sê ek, who cares? Dis nie, ek is nie volstruis nie, maar wat ook al hulle besluit, moes by God gekom het. Positief of negatief. Hy lei die hart van 'n koning soos 'n waterstroom waarheen hy wil. En dink jy hierdie wêreld ons op pad na 'n beter plek? Vriende, moenie naïef wees nie. Daarom moet ons verbly in die Skepper, wat alles in stand hou, maar ook die feit dat sy raad vas staan. Hoor dit sê die Bybel, Psalm 115 vers 2, waarom sou die heidene sê, waar is dan hulle God? Hy sê, terwyl ons God tog in die hemel is, hy doen alles wat hom behaag. Ek sien in my geestesoog hoe 'n leier van een of ander groep 'n besluit maak, en hy kom daar in sy huis of in sy tent aan, en hy dink by homself, ek het hierdie manne uitoorlê. En dan sien ek Psalm 2 waar God sê hy lag vir die wêreldleiers. Hy kyk in die hemel en hy kyk neer op hulle en hy dink, of die gedagte in Psalm 2, dat hy lag vir hulle arrogansie, hulle verwaandheid, om te dink hulle is in beheer, terwyl hy eintlik is die een wat alles volgens die raad van sy wil bestuur. Vriende, elke mens sy lewe is in God se hand, ryk en arm, gered en ongered. Hy beskik en bepaal die lotgevalle van almal. Daar sal nie 'n haar van my hoof afval nie, daarom staan sy raad vas. As die Here wil hê jy moet vandag doodgaan, luister vanmôre. As hy wil hê jy moet vandag doodgaan, gaan niemand dit keer nie. Nie die hospitaal nie, nie die beste dokter nie. As die Here wil hê jy moet lewe tot jy 100 jaar oud word,
Soos 'n oom in die ouete huis daar in Vredendal vir my gesê het, die Here van my vergeet. Nee, hy het nie van jou vergeet nie. Luister, ons dink almal om 100 jaar oud te word is 'n een of ander wonderlike ding. Glo my, gaan praat met die ou mense. Hoe ouer jy word, hoe meer intens is die stryd. 'n Dag is geweldig uitdagend. Daarom moenie vrees of jy môre gaan sterwe, of vandag, of 100 jaar gaan oud word nie. God se raad staan vas, ook wat jou lewe aanbetref. Volgende ene, alles wat die Here behaag, doen hy, in die hemel en op aarde, in die see en al die dieptes. Ek sê net weer, ek het dit vir u al in die verlede gesê, ek gaan dit vir u nog baie sê. Die Here het nie 'n ronde tafel in die hemel, en dan roep hy die engele bymekaar en sê, ek het 'n voorstel om te maak. Ek is opgewonde oor hierdie voorstel, wat dink julle? Dis die begrip van die meeste kerke. Ons bid en ons verander sake. Ons bring God se arm in beweging. Man, die God wat jy dien, wat jy dit nie kan doen, is 'n valse God. Dis nie 'n God van die Bybel nie. Hy verander jou hart om in lyn te kom met sy opdragte, met sy wil, met sy waarheid. Daarom het ek berusting as ek klaar gebid het, dat die God van hemel en aarde alles ten goeie sal laat meewerk. Nog een vers. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Amerika, China, Suid-Afrika, Europa, sy koninkryk heers oor alles. Glo jy dit? As jy dit glo, gaan jou vrees begin verdwyn. Of jy gaan jou naas in die lewe kou, jy gaan daar op jou televisie sit en al die monitors kyk met die kameras, en jy gaan kyk of daar iets beweeg nie, jy gaan die speed dial hê, waarop jou sekuriteitsmaatskappy se nommer is, en jy gaan so lewe, en jy gaan alles deur 60-60 bestel. Nou hoop ek nie daai ou is 'n skelm nie, maar dit daar gelaat. Kom ons kom by die volgende plek. Wonderlik, die vrees wat alle vrese na buite dryf, is God ken sy eie. Het jy al gedink dat die God wat alles geskaap het, jou by die naam ken? Dit gaan my verstand te bowe. Vers 12 van Psalm 33. Welgesalig is die nasie wie se God die Here is, die volk wat hy vir hom as 'n erfdeel, hier is 'n vloekwoord nou, uitgekies het. Mens hou nie van uitkies nie. Wie is God dat hy kan kies? Jy het net gesê hy's God. Hy kan kies wie hy wil, wanneer hy wil, soos hy wil. Hy kies hulle in Christus, en daarom eer ons hom vir wie hy is. Die Bybel sê 3 maal gelukkig is die nasie, die volk, die individu wie se Here, die God van Israel is. Vriende, net die feit dat ek weet die Here ken my naam. Hy het sy liefde oor my uitgestort, my sonde vergewe, maak my voet amper soos 'n Pinksterou se voete. Jy het mos gesien, hulle voete is besig. Hulle teologie is nie goed nie, maar ten minste glo hulle in wat hulle doen. Julle gedagte is net, die oomblik wanneer ons dink aan die gedagte dat God ken my by die naam. Hy het my uit hierdie wêreld uitgeroep. Hy sê jy is myne. Waarom sal ek vrees? Wat sê die Bybel, Johannes 10:14? Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Praat jy met hom wat jou by die naam geroep het? Eer jy hom vir wie hy is en die feit dat hy jou gered het? 2 Timoteus 2:19, ewenwel die fundament van God staan vas met hierdie seël, die Here ken die wat syne is. Ek wil vir u sê, dit dryf die vrees na buite. Wat gaan hulle doen? Ja, dinge gaan oor ons pad kom. Ellende gaan miskien kom, hartseer gaan kom, en dan kom die grootste oorwinning, en dit is die dood. Johannes 10:26. Maar julle glo nie, want julle is nie my skape nie. Soos ek vir julle gesê het, my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe. Hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid toe, en niemand sal uit my hand ruk nie. My Vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Spurgeon het gesê, die gelukkigste van Christene is hulle wat God se woord glo. Glo jy wat God sê? Ja of nee? Dis nie 'n kwessie van, ja, ek glo, maar, vergeet die maar.
Laaste ene, onder hierdie punt, né? Daar's nog 'n paar punte, byt vas. Ek wil net vir die ouens sê wat besoek hier, so ek vra die kerkraad nie oortyd, as ek langer preek nie. So wees rustig, jy hoef nie ekstra aan te gooi na die tyd nie, vra hulle gewone prys op 'n Sondag, gaan op die einde van die dag oor, ek moet die boodskap afhandel. God weet wat aangaan. Hoor dit sê vers 13 en vers 15. Die Here kyk van die hemel af, hy sien al die mensekinders. Uit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde. Hy wil die hart van almal formeer wat let op hulle werke. So, my verstaan van God is essensieel, sodat ek hom kan vrees, dat al die ander vrese na buite gedryf kan word. Nou vriende, ek wil vir u vra, as ons kyk hierna, hy kyk van die hemel, hy sien al die mensekinders, uit sy woonplek aanskou hy die bewoners van die aarde, hy wil die hart van almal formeer, het hy let op hulle werke. Ek wil jou vra vanmôre, dink u, dat die Here wag op die volgende uitgawe van die beeld of die rapport, om net gou te lees, wat gaan aan in Suid-Afrika? Dink mooi wat ek vanmôre vir u sê. Dink u die Here is 'n intekenaar op die Daily Mail of die Financial Times? Dink u die Here wag in spanning vir die verkiesing in Amerika, wat in November gaan aanbreek, om dan 'n besluit te maak oor wat die volgende skuif is? Dink u, dis wie God is? Hy weet wat aangaan. Nog voor ek 'n woord vanmôre spreek, dan ken hy dit geheel en al. Hy ken my gedagtes van ver. Daarom aanbid ons hom. En dit dryf die vrees na buitekant. Job 28:24, want hy sien tot by die eindes van die aarde. Alles wat onder die hemel is, aanskou hy. Hy sien vanmôre elke mens se handel wat plaasvind. Elke pa wat sy kind molesteer. Hy sien elke een wat werkloos is. Hy sien die hartseer in die hospitaal. Hy sien aan die een kant hoe die man se lewe van 80. Hulle veg om sy lewe te behou, en aan die ander kant maak hulle kindertjies dood deur hulle te aborteer. Hy weet van alles. En ons gaan nou by antwoord uitkom. Wat baie mense vra, as hy dan alles weet, hoekom doen hy nie iets nie? Spreuke 15 vers 3, op elke plek is die oë van die Here. Hoor nou, en hulle beskou opmerksaam. Die Here is nie so algemeen en kyk so, okay, dis wat julle gedoen het nie. Opmerksaam, fyn, in besonder. Jeremia 23:23. Is ek 'n God van naby, spreek die Here, nie ook 'n God van ver nie? Sou iemand hom in 'n skuilplek kan wegsteek, dat ek hom nie sien nie, spreek die Here? Vervul ek nie die hemel en die aarde nie, spreek die Here? Waar jy in hierdie week was, wat jy gedink het, wat jy gedoen het, waarna jy gekyk het, weet God van. Ons gaan vanmôre uitkom by die rede waarom ons so geweldig vrees. Ons is amper daar, Hebreërs 4:13, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. So, dis essensieel om 'n goeie verstaan van God te hê, want dit, vriende, dryf die vrees na buite. Nou is die vraag, as hy dan alles sien, waarom doen hy niks? Hier het al gevra, wees eerlik. Ons het al gesê, maar as God in beheer is, waarom gaan dit in Suid-Afrika en wêreldwyd soos dit gaan? Volg saam met my. Vir ons, net soos vir die apostels van ouds, lyk dit of die Here niks doen nie. Onthou u daarin die boek Handelinge, toe die Here afskeid neem van hulle, toe sê hulle, Here, gaan u nou die koninkryk vir Israel vestig? Toe sê die Here, die tye en die geleenthede kom julle nie toe nie. Julle sal my getuies wees. Die rede waarom ons dink God doen niks nie, is omdat ons 'n eie agenda en vooropgestelde idees het. Luister wat ek vanmôre vir jou sê. Jy en ek soek nou hemel. Ons soek nou vrede. Ons soek nou rus, nou gemak, nou vergelding, en so kan ons die lys aan lank maak. Ek sê nou dag vir iemand wat met my praat hieroor, toe sê ek, luister, wanneer wil jy stryd hê? Wanneer? Luister, dink mooi, as jy nou in die slaap geraak het, word wakker. Luister mooi, dan slaap jy verder. Rustig, as ook net 2 punte. Luister mooi. Dank God, ons gaan vir hierdie kort tyd op aarde stryd hê. En dan vir 'n ewigheid rus, en nie nou rus, en vir ewig stryd nie. Dink mooi wat ek sê. Ons is so gou op, ons wil graag geniet wat ons het op aarde, ons wil graag gelukkig wees, ons graag dit, vergeet daarvan. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Dank God vir al die goedheid wat hy jou gee.
Maar moenie met 'n vooropgestelde idee na God kom, asof hy jou dagboek vir jou gemaklik moet maak, en jou lewe vir jou rustig moet maak, en vir jou al die weelde en die goeie dinge van die lewe moet gee nie. As hy vir jou gee, dank hom daarvoor, eer hom, dien hom daarmee. Maar onthou net een ding, hy is die God van hemel en aarde. Die Bybel sê in Johannes 18:36, die Here staan voor hierdie lafaard. Sy naam is Pilatus. Hoeveel mense sy naam is Pilatus? Jou kind Pilatus noem, kom sien my, ek doop hom nie. Kyk, hierdie lafaard Pilatus weet Jesus is onskuldig. Hy vra hom, is u seun van God? Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Hoor nou, as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dis nie my en jou koninkryk hierdie nie. As ons aan die Here behoort, dryf dit die vrees na buite, want ons weet, hierdie is vir 'n tyd lank aan ons gegee. En dan is dit die ewige heerlikheid saam met die Here. As ek die Bybel reg verstaan, die laaste 2 hoofstukke in Openbaring, die laaste boek in die Bybel sê, en ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. 'n Mooi plek waar die Here in sy heerlikheid sal regeer. Vriende, die laaste 2 punte gaan baie vinnig wees. Het nou gesien, om God te loof en te prys, dryf die vrees na buite, is essensieel om 'n regte verstaan te hê van hierdie God, en dan die toepassing van my kennisstuk opdoen oor wie God is. Dryf die vrese na buite, want die volgende verse sê, die koning word nie verlos deur 'n groot leer nie, die perd help niks vir die oorwinning nie, kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag. Ons siel wag op die Here. Met ander woorde, ons moet nou toepas dit wat ons geleer het van God. Hy's almagtig, hy's alwys, hy's skepper, hy weet wat aangaan, hy ken sy eie, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Dit help nie, jy leer 3 dae voor die eksamen, en jy leer, en jy sit daar, en jy leer, jou adrekskunde, of jou rekeningkunde, ek weet nie wat sy vak is, daar deesdae alles nie. Ekonomie het ek op skool gehad, onthou ek. Jy kom daar in die klas, en hulle sê, hier's die vraagstel. Antwoord die vraag, en jy sê daar, en jy het nie 'n klou wat om te skryf nie. Dis noodsaaklik as jy geleer het, om dit te gaan weergee, dit toe te pas in jou lewe, dit uit te leef. Daarom sê die Bybel in Genesis 15 vers 1, die Here roep vir Abraham, die Here roep vir Abraham op hierdie geweldige reis waar Abraham baie op en aftye sal beleef, sy lewe verander radikaal, uit die afgodediens om nou die God van die Bybel te dien, en die Here bemoedig Abraham en hy sê vir hom, na hierdie dinge, die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, vrees nie, Abraham, ek is vir jou 'n skild, en jou loon is groot. Nou sê mense, ek is ook 'n mens, ek weet, nou sê ons, as God het maar net vir my ook hoorbaar kon sê. Kom ek lees gou vir u weer. Vrees nie, Abraham, ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot. Dis nie God wat praat nie, dis 'n mens wat praat, maar ek lees vir jou God se woord. Met ander woorde, jy hoor wat God nou sê. Hou op vrees. Maklik. Pas toe dit wat jy van God verstaan in die woord. Psalm 44 vers 5. Deur u sal ons die teenstanders omstoot, en u naam sal ons hulle vertrap. Vertrou nie op my boog nie en my swaard nie, maar u het ons verlos. My vriende, ons ken hierdie gedeeltes baie goed, en wat staan in Habakuk 3 vers 17 tot 19? Al sou die vrye boom nie bot nie. Almal ken dit, né? Ken almal dit? Ja. Okay, wat staan net voor dit? Vers 16, vers 15, vers 14, vers 13. U weet nie, ek gaan vir u lees. Want u sien, dit is die hart van die verduideliking van al sou die vrye boom nie bot nie. Ons sien die vrye boom wat nie bot nie, en ons sing dit lekker wanneer die gitaar speel, al sou die vrye boom nie bot, en al hierdie goed nie. Ons verstaan nie altyd die konteks nie. Hoor wat sê hierdie man Habakuk. Habakuk 3:12, in grimmigheid betree u die aarde, hy praat nou van God, wat sy volk Israel straf, oor hulle sonde, en hulle beleef geweldige stryd. Hy sê, u toren dors u die nasies, in u toren, u trek uit tot redding van u volk, tot redding van u gesalfde. U verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fundament tot by die nek. U deurboor
met sy eie pyle die hoof van sy leiers, wat storm om my te verstrooi. Wie sy gejuig is asof hulle die ellendige in die skuilhoek wil verslind. U betree die see met u perde, 'n hoop magtige waters. Hoor nou wat sê vers 16. Want Habakuk wag nou op God se verlossing. Die volk Israel is nog in geweldige stryd. Hy hoor wat God vir hom sê, nou vers 16. Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe. My lippe het getril by die geluid. Bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid, dat het aanbreek vir die volk wat op ons 'n aanval maak. So wat sê Habakuk? En dan sê hy, al sou die vye boom nie bot, of nie bloei nie, en die wingerdstok geen vrug oplewer nie. Verstaan jy die konteks? Daar is tye van stryd, daar is tye waar ons vrees. Maar as ons kyk na die getroue God van die Bybel, verdwyn hierdie vrees in die niet. En dit bring ons by ons laaste punt. Ons belewenis van vrees, of die afwesigheid van vrees, luister, is direk gekoppel aan ons tyd met die Here. Jy moet vanmôre hoor wat ek hier sê. Ons belewenis is direk gekoppel aan ons tyd met God. Hoor wat sê die Bybel. Psalm 33:22. Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Die engel sê, let your mercy be on us, O Lord, as we are waiting for you. Ander vertaling sê, let thy loving kindness, O Jehovah, be upon us according as we have hoped in thee. U sien, vriende, hier is die hart van die saak. Ons vrees kan teruggevoer word na ons tye met God en ons vertroue op sy woord. Die afwesigheid daarvan of die teenwoordigheid daarvan. Ek gaan vir u net kortliks 'n paar vyande van vrede of 'n teelaarde van vrees gee. Vinnig. OK. Eerste ene, biddeloosheid. Ek vra jou vanmôre, bid jy elke dag van die week? Moenie my antwoord nie, God weet. Moenie vir my sê jy het vrees as jy nie bid nie. As jy bid, praat jy met die Skepper, met hierdie God van die Bybel, en soos jy bid en op hom wag, so verdryf hy die vrees na buite. Ek vra vir jou, hoeveel tyd spandeer jy met die woord? Moenie vir my sê jy het nie tyd nie. Ek glo nie meer daai leuen nie. Want mense het tyd op sosiale media, hulle tyd vir alles, vir sport, vir ontspanning, vir vriende, vir kuier, maar het nie tyd met God se woord nie. As jy min tyd met God se woord spandeer, geniet die vrees. Lekker vrees. Sterkte in jou tye van vrees. As jy na my toe kom, gaan ek jou die antwoord gee. Lees God se woord. Vrees word minder. Die Here antwoord ons in sy woord, dat hy die getroue God is. Twyfel in God se almag en alomteenwoordigheid. Al my twyfel bring ek Jesus. Hy sal sy belofte hou. Nimmer sal hy my beskaam nie, op sy woord kan ek vertrou. Ongeloof, sonde, dinge waarna ons kyk en wat ons in ons verstand inneem, dit alles beïnvloed ons wandel met die Here. Ek praat met 'n vrou van tyd tot tyd. Hierdie haar favorite program op TV. Dis nou daai ding wat in jou huis staan. Nee? Is die nuus. En sy is in Vlaarde. As sy met jou praat, dan sê sy, jy gehoor wat het in Amerika gebeur? Hoe kies wat het in Amerika gebeur? As dit alles in die rigting beweeg van God se oordeel vir hierdie wêreld, dan dank ons hom vir wat daar gebeur. Ek bid vir die verkiesing daar, my kind bly daar. Ek bid dat die Here vir hulle 'n president sal gee, wat met wysheid sal regeer. Selfs die Amerikaners erken dat daar maar min kandidaate is, wat weer 'n goeie president sal wees in die aanloop na die verkiesing. Maar wat vrees ons heeltyd? Ons voer ons gedagtes min met die woord en baie met die wêreld se opinie. Daarom sit ons met vrees. Daarom is ons heeldag bekommerd oor alles en oor almal. Dis vir my die hartseer van ons tyd. Ons min tyd om aan God en sy heerlikheid te dink. Wanneer laas het jy gepyns oor God? Regtig gedink oor sy karakter, oor sy wese, oor sy getrouheid, oor sy heiligheid? Wanneer laas? Die ferme hand waarmee ons al die verbygaande en tydelike dinge vashou. Ons is so bekommerd, ons gaan ons
aardse besittings verloor. Ek wil vir jou geheim vertel. Jy het miskien 'n fantastiese testament opgestel. Wonderlik, as jy sterf, los jy alles. As jou hand so vashou aan wat jy het, en dis jou fondasie waarop jy bou, soos die Here dit wegvat, sal jou vrees al hoe meer, en al hoe groter, en al hoe meer word. Daarom rig jy oë na die hemel. Maar ek wil tog afsluit met 'n bemoedigende woord. Spurgeon het gesê, I believe that the happiest of all Christians, and the truest of Christians are those who never dare to doubt God, but take His word simply as it stands and believe it, and ask no questions, just feeling assured that if God has said it, it will be so. En ek het dit nou herhaal, want ek het dit nou vir u gesê in blou, nou het ek dit in swart en ek het onderstreep. En daar is een voorbeeld waarmee ek wil afsluit, 2 Konings 6. Wie kan gou vir my sê wat in 2 Konings 6 gebeur het? Gaan u raad gee, Elisa. Elisa het 'n dienskneg. Die koning van Aram sê, gaan vang vir Elisa, bring hom na my toe. En nou lees ek vir u wat gebeur. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad, en sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? En wat sê Elisa, gaan maak breakfast. Moenie worry nie, gaan maak jy net ontbyt, ons gee nie om wat aangaan nie. En hy sê vir hom, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans en vuur rondom Elisa. Ek sluit af met hierdie woorde, kind van God, jy is onsterflik, totdat God jou oproep na sy heerlikheid. Ek sê dit weer vir jou. Jy en ek is onsterflik, totdat God ons oproep na sy heerlikheid. Daarom leef ons 'n heilige, verantwoordbare lewe. Ons lewe elke dag met die gesindheid, Here, ek wil leef om U te verheerlik. Ek gaan nie roekeloos lewe nie, ek gaan nie uitdagend lewe nie, ek gaan nie myself in sonde begewe nie. Maar Here, een ding weet ek is onsterflik, totdat U sê, kom op hierheen. Hy sal jou nooit bo jou kragte versoek nie. Saam met die versoeking sal hy die uitkoms gee, sodat jy dit kan dra. In plaas van om te vrees, vra ek jou, bid, Here, open my oë, dat ek kan sien die wonders uit God se wet. Dat ek God se beskerming en sy genade kan beleef. Want soos ek begin het, eindig ek. Nie een van ons het met polisiebegeleiding vanmôre hier ingekom nie. Nie een van ons het 'n wag gebring om ons te beskerm in hierdie uur, en ek gaan nie sê hoe laat dit is nie, maar hierdie uur in 'n paar minute nie. So ek wil jou vra, laat die vrees verdwyn, rig jou hart na God, laat hy jou leer wie hy is, en wat hy vir jou siel, en aan jou siel kom doen het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het nodig om ook uit die Ou Testament te leer, soos hierdie psalmdigter het geskryf het, te midde van stryd, te midde van oorlog was daar vrees, en alhoewel hierdie vrees oorkom het, was toe hy U geloof en geprys het, toe hy U karakter bestudeer het uit die woord, U getrouheid, hoe U deur al die jare getrou was, die feit dat U ons ken, en dat U weet wat aangaan. Ag Here, dit is belangrik om hierdie waarhede toe te pas in ons lewe. En dan, Here, ons tyd wat ons met U spandeer. Ons tyd met U is direk gekoppel aan die vrees wat ons beleef of die afwesigheid daarvan. Help ons, Here, dat ons werklik U sal vertrou, dat ons nie oneer sal bring op U naam met die gesindheid, dat ons uitleef na buite, deur murmureringe en opstandigheid en allerhande wroeginge in ons siel. U bly die getroue verbondsgod, die God wat vir Abraham gesê het, Abraham, vrees nie, ek is jou God en ek is 'n skild vir jou. Help ons om dit te glo, toe te pas deur die krag van die Heilige Gees wat in ons woon. Amen.